plek as om in die teenwoordigheid van die Heilige Gees te wees. Daar is die hele plek. En vanavond wil ek 'n beroep doen. Maak julle harte oop en ontvang dit dat die Heilige Gees weer op jou hande het. Want jy kan dalk nie uitstaan en jy gaan nooit weer uitstaan. Want die een van ons weet wanneer dit op sy tyd is. Maar geliefdes, ja, kom ek vir hierdie week, Woensdag, bid hier op sy straf, ons begin 6:00, asseblief kom op, moenie versuim nie, moet wat die Here sê, wat nie al sit by jou op sy misloop nie, so sommige die gewoonte het nie, so kom asseblief kom op, moenie daar by huis bly nie, daar is gelukkig nie, livestream op bid hier nie, so kom op, kom ontvang dit dat die Here vir jou wil gee. Dan, vrijdag aand is jeug, de liefdes kom op, ons weet nog nie wat ons vrijdag komt, op die handen nie, maar kom op en kom kyk wat word aangebied. Die Heer het elke vrijdag aand een surprise, en dit is lekker tot het toe gewees, ons het allemaal lekker saam verwacht en lekker saam gespeel. So, kom op, asseblief. Zondag, om 9:00, is er diens, en om 4:00 maandag is die omstaandienst, kom op geliefdes, moenie misloop doen, asseblief, en moenie opkom as gevolg van, dit is een pastoor Eddie, of dit is pastoor Botsie, of dit is pastoor Thijsie, kom op om my woord te ontvang, nie as die persoon wat die woord bring nie, want die belangrikste is dit wat God vir jou wil gee. Hy is die enigste ene wat vir die pad kan oopmaak. Ons is net in sy mekaar, dis al. So kom op mense, kom op dat jy is van die Here. Ek doen vanavond 'n beroep. Jy het my harte seer. As ek sien hoe die mense, sekere mense wil aanbid. O, hierdie pastoor is hier, dan gaan ek kom. O, nee, daai ek wil hom nie hoor. Liefdes, kom op. Want dit is miskien van daai een wat jy nie iets wil hoor nie, wat jy iets kan gee, wat jy opdoening gaan hê vir die res van die tyd. Kom op. Verder, daar is die birthdays hierdie week weer, stil. So ek gaan 'n bietjie harder word, prys die Here daarvoor. Kom ons staan, dan gaan ons die Here se naam groot maak, en dan gaan ons persoonlik ander vra om ons te oproep te bid. Kom ons staan. Vader, in Jesus naam wil ek vir baie dankie sê, dat ons weer eens by mekaar kan wees. Here, seën ons samesyn, seën ons musiekdepartement, Here, seën die prediker wat die woord gaan bring, Here, raak sy lippe aan met die vuurkoel van die altaar in Jesus naam. Here, as daar iemand is wat siek is, Here, raak hom aan met die helende krag in Jesus naam, en ek dank U daarvoor, Vader. Here, gaan nou so verder met ons deur in die diens, as my gebed in Jesus naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Kom ons staan, maak die naam van die Here groot. Asseblief doen dit met jou hart. En as jy tog hoor jy daar 'n bietjie koorts kom, ons is in 'n tyd gemeente. Dis nie te sê jy moet na jou God bly nie. Kom maar die Heilige Gees jou. Dank U Here.
eer vir dit vir wie hy is. Boodskap vanaand iedereen saamloper of sielewenner. Dis 'n boodskap wat ek van die Here af gekry het. Dat ek met julle deel vanaand. En ons het paar weke terug het ek begin met disipelskap om mense te leer. Maar weet jy, as elke persoon wat hier is vanaand, een siel na die Here toe bring, in 6 maande, en hy persoon kom tot bekering en hy persoon dien die Here saam met ons. Ja, weer vir die volgende 6 maande, dis nie baie gevra nie. Weer ene ding. Dan gaan hierdie kerk verdubbel. Amen. Vir 3, vir 4 verdubbel. Dis wat die Here verwag van ons. Ons moet gaan vertel dat Jesus leef. Yes. Ons moet gaan vertel dat Jesus weer terugkom. Hy verwag dit van ons. Maar ek wil eers begin, ek gaan nou, voordat ek by die sielewenning begin, gaan ek 'n droom wat ek gehad het vir julle gee. Ek droom, ek is by 'n groot kerkfunksie. Ek dink ek het dit al vir julle vertel. Maar dit sluit aan by die boodskap wat ek wil gee. En terwyl ek daar is 'n prediker wat sy laaste diens gee en hy so klaar met die evangelie, hy gaan nou op die keer is. By the way, as die pensioen van ons aan die Here doen. En hulle het 'n groot funksie vir jou. Kerksaal, almal het invitations gekry, uitnodigings gekry om te gaan. En toe kom ek so, voor ek by die plek uitkom, toe sien ek in 'n droom, ek sien Here Jesus, hy staan daar, en hy staan met sy hande oop, en hy gee vir my 'n song, ek gaan nie sing nie, maar hy gee vir my dit, I am coming soon.
En die woorde het ingang gevind. En nou kom ek by die groot funksie. Met dit. Die Here het gesê, gaan vertel die mense. Toe ek daar kom met alle programme, alles is uitgewerk, ek kan nergens in kom nie. Die Here sê vir my, dis die kerk van vandag. As die Here hulle besoek, dan gaan hulle dit ook afwys. Want hulle is besig om hulle eie program. Maar weet nie wat? Dis 'n oproep vir ons om wakker te wees. Te weet dat die Here enige oomblik kan kom. En as ek nou die eerste gedeelte saamloop, Jesus vertel sy disippels in die Bybel, dit is in Matteus 22, vertel hy die verhaal van 'n bruiloft wat klomp mense uitgesoek het en hulle genooi het om na die bruiloftfees te kom. En hulle mense uitgestuur met uitnodigings. Toe kom hulle terug en hulle sê ons het omtrent 20% wat reg is. Die ander is besig met ander goede. Hulle kan nie kom nie. Toe sê Jesus vir hulle, gaan in die strate, gaan in die plekke in, gaan haal hulle en bring hulle. Hierdie mense was nie gereed om in die bruilofsaal in te gaan. Soos 'n man wat ook genooi is na die bruilofsaal en toe kom die groot baas van die saal en hy sien die klomp mense. En hy kyk en hy sien van hulle het bruilofsklere aan. Ander het nie klere nie. En toe vat hy hulle en hulle gooi hulle uit. Party is net saamlopers. En ernstig luister vanavond. As jy net 'n saamloper, lekker om hande te klap en te sing en te bid en die Here hoor jou en hy hoor jou gebede. Maar dan kry jy mense wat net saamloop. Hulle wil nie daai stap van geloof neem om nader aan Jesus te kom. Hulle hom op 'n afstand. En eendag gaan dit te laat wees vir saamlopers. Ek bid dat die Here elke ene in die kerk sal aanraak. Yes, amen. Sal vul met die Heilige Gees en met krag. Ja. Hulle het gesê, ja, ek sit nou agter die almal, klein en groot. As jy 'n skoolkind is, wat ek dat die Here jou sal aanraak, dat jy op klas in die brand sal sit, met die evangelie van vrede, en Jesus se liefde. Waar jy is, waar ook al jy is, die Here het ons geroep om siele te wen. Dit is nie altyd maklik nie. Psalm 126 vers 5 sê, wie met trane saai, wat 'n ouers het nie al met trane gesaai, of trane gestort oor hulle kinders, wat afgedwaal het, wat hulle eie kop vol. Trane geloop, maar weet jy, dis die moeite werd. Die Here het elke traan opgevang in die hemel. En nou gaan dan siele wen. Jesus het hulle uitgestuur, 2 vir 2, om na mense toe te gaan, om hulle te gaan seën in die huis, om vir hulle te bid, om vir hulle te sê, die koninkryk van die Here het naby gekom. En hulle het uitgegaan. Maar weet jy, vanavond wil ek persoonlik wees.
Jy moet weet, Jesus het in jou lewe gekom. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Jy moet daai versekering hê. Johannes 1:12 sê, almal wat hom aangeneem en ingeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. En as ons kinders van God is, dan kan ons nie meer die wêreldse patroon volg. Ons moet dit doen wat die Here vir ons sê. Maar ek wil vir julle 'n voorbeeld wys nou. Waar ons in die kant. Dat jy 'n sekerheid van geloof het. Dat jy weet, as jy na Jesus toe kom, hy sê dit nooit verwerp. Wil hy probeer om die wêreld te kom. Jy moet daai sekerheid hê dat jy weet jy's 'n kind van die Here. Staan net by jou kant. So in die middel van die Christus. Ek wil hê jy moet op die stoel sit. Hoekom? En hy stoel te laat veel. Maar gaan jy op my stoel kan sit? So jy het sekerheid dat hy stoel jou gaan dra. Hier, moet jy 'n bietjie later kan sien, ek wil nie gaan breek nie. Sit ek maar staan, klaar een beetje, hy hou jou. Wat het hy nou gedoen? Jy kan maar van hy het sekerheid van geloof. Hy weet hy die stoel kan dra. Weet hy, hierdie stoel is lig. Weet hy die pad na verderf wat wyd is. Dit gaan jou nie altyd kan dra nie. Op die ou end gaan jy nie verderf in die hel beland. Maar as jy daai sekerheid het dat jy weet dat Jesus in jou lewe is, dan gaan jy sit op my stoel. Dankie vir jou. Ek hou van die stoele voor die tyd net so. Dan gaan die mense vra, wat gaan nou weer? Ja, ek en my vrou en my swaar voor die Here is daar by ons gewykie na en ons besluit om 'n bietjie van vakansie hou by Oesterbaai. En toe ons daar aankom, toe my swaar gesê, moenie worry oor boekies en sinkertjies sê, ek sal alles bring. Ons daar kom met die wat boekies, ek kan nie verwissel. Hoe moet ek nou van koop? Jy moet seker wees. As jy iets beplan, dan die Here saam met jou is. Dat dit wat jy doen, hom sal tevrede stel. Jy weet, en hy sekerheid, moet jy weet, dat jy weet, jy is 'n kind van die Here. En jy weet, dit wat jy nou gedoen het, verkeerd opgetree, kwaad geword het, dit moet jy nie weer doen. Dit moet jy die Here vra om jou te help. Want om siele te wen, gaan beteken dat jy nie eendag weer hande voor die Here kan staan. Vanmorgen het ons nagmaal gehou. Weer herdenk dat Jesus se hande deurboor was en sy voete. Vir ons, vir al ons sondes. So as jy vry is, jy weet die Here het jou vrygemaak, dan gaan jy as kind van die Here optree, want soos iemand wat vrygemaak is. As jy iets wil sê, dan sit jy wag voor die mond. Of loop eerder weg. Maar vra die Here om jou te help. So sekerheid van geloof is die eerste punt wat 'n mens moet hê. En Psalm 24. Almal ken hom seker daai Psalm met die kop. Die aarde behoort aan die Here en die volle daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Luister nou, want hy het gegrond op die see en het vasgestel op die strome.
wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Dan gee Dawid hierdie pragtige antwoord, hy wat rein van hande is. En suiwer van hart is. Wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra. Dit is, as jy daai sekerheid het, dat jou lewe is in Jesus se hande, dan kan jy uitgaan. En hoe kan jy, as jou hande saamvul is, ander mense gaan help? As jou hart nie op die regte plek is, van ander mense gaan vertel met boer, maak jou reg met die Here. Maar jy jouself is nog op die regte plek. En dan die tweede punt, skoon kanaal. Die Here wil 'n skoon kanaal gebruik. As daar iets is wat hinder tussen jou en die Here, tussen jou en jou buurmens of enigiets, moet jy vir die Here vra om dit skoon te maak. As jy mense waaragtig vergewe het, maar hulle wil jou nie vergewe nie, dan gaan jy aan. Want jy het jou plig gedoen. Dit wat die Here van jou verwag. En Paulus skryf also in Romeine 12, stel julle liggame as 'n lewendige offer vir die Here. Jou hele liggaam, alles. Want dit wat jy doen in jou liggaam, wat nie van die Here afgesien, gaan jy voor straf kry eendag. Maar ons dien 'n groot God. So die Here wil skoon kanale gebruik. As jy 'n pyp vat en jy wil water deurloop, maar daai pyp is vuil binnekant, dan moet daai pyp eers uitgewas word, skoon gemaak word. As jy miskien iemand verkeerd geoordeel het, jy hoor iets in 'n paadjie so saam, dan vra die Here om jou te help. En ek praat hier met sielewenners, mense wat gaan uitgaan, en jou lewe gaan nie meer dieselfde wees nie. Jy gaan miskien bietjie skrikkerig en huiwerig wees om, moet ek dit sê, moet ek vir hulle vertel? Maar agterna gaan dit makliker word. Dus ek hieraan kom van 'n kerkdiens af en nog nie soet aan gehad, maar helpak, wat moet jy dit? Windas, traktaatjies in my sak. Kom aan by die kafee, hulle is besig met trollies, volpak, vol groceries, en die enigste kafee, een supermarkt, wat klop was in die aand, so 8 uur, wat is goed gehad. En ek loop en ek sien hierdie man, en ek gaan na hom toe, ek sê, meneer, is dit 'n traktaatjie vir jou? Hier, ek wil 'n sielewen, ek wil 'n goed wees. Ek gee 'n traktaatjie en die man sê, nee, ek wil nie dat jy. Maar ek sien die kakkerige vrou wat jy wil nie. En ek sien haar gaan na haar toe. En sy vat die papier. Sy sê eers dankie. Maar toe sy die papier sien en lees wat daarop staan. Dis 'n sondaar. Die woord van Jesus was lees net die eerste gedeelte. Hoe moet ek back in life is touching. Jy weet, maar om nog steeds 'n skoon kanaal te wees vir die Here se moet werk. Ek het al lank terug hierna gesien, al 'n groep mense wat gesien. Ons stel ons liggame as 'n lewendige offer aan die Here. Skoon kanaal. Jy weet, die derde punt, hy moet lief wees vir die Here. Groter liefde, sê die Bybel, het niemand nie, meer as Jesus, wat sy lewe gegee het vir ons. So ons moet daai liefde
nou weer gaan waar die mense in die sekpaadjie staan en plekke aanwys en karre en meeste van ons jag die mense weg. Maar hy persoon is miskien sy enigste kontak met Jesus is deur jou. Jy kan 'n verandering in sy lewe maak. As ek nie het en sê sorry, ek het nie nog nie. Hy kan voorstel om krap op maar daai kabel. Vir 'n paar sente. Maar weet jy, daai liefde van Jesus so permanent wees in jou lewe. Niks kan keer nie. Die mense het nie altyd verstaan. As ek uitgaan, dan gaan kanse toe. Wat gaan so toe kan? Toe ek siek word, toe sê hulle, ek het TB gekry. Waar van die kanse so daar? Maar weet jy wat? Die liefde van Jesus drang. En ek wil hê, jy moet daai liefde ontvang. As jou bure aan sy pad ongeskik is, of hard musiek speel, wat vir hulle? Gee om vir hulle. En soos 'n baba wat vir na moeders wel. Weet wat maak die baba? Hy maak sy oor toe in sy kind. Hulle is vir hom te lekker. So moet ons verlang na Jesus toe. Wat hy gedoen het vir ons. Die pad wat hy geloop het. Die prys wat hy betaal het. Is nie wonderlik nie. Nou jy as sielewenner moet daai liefde ontdek. Jy sal nooit meer dieselfde wees nie. Jy sal mense in 'n ander lig sien. Hoekom tree hulle op soos hulle optree? Want hulle het nooit by Jesus gekom. As hulle maar by Jesus het gekom. As hulle maar aan sy voete gaan sit het. Lukas 15 sê, waar sou jy Jesus gekry het? Gekry het tussen die dronkaards, sit hy daar tussen hulle en breek die brood met hulle. Om hulle na Jesus te kom. Want hy verdink dat mense dink hulle is te goed om met 'n dronkaard te praat. Maar weet jy wat? Ek hoor amen hierso. Weet jy wat? Ek daag net die Here sê dat ons moet lief wees. En verder, ons moet wysheid gebruik. Ons het nie altyd die wysheid om met mense te deel nie. Vissermanne, wat gesoute vissermanne is, hulle weet, wanneer die getye reg is, hulle weet wanneer die wind reg waai, hulle weet alles. Hulle weet, dit sal nie die suidooster waai, ons gaan hulle niks van nie. Maar, hulle het geleer. Hulle het ook foute gemaak. Ook gesê, nee, ons gaan nie tot gaan probeer. So, as jy sielewenner is, dan jy moet allemaal probeer geselskap aantoon. Wat vir hulle? Maar moet nooit in leerstellinge van kerke betrokke raak. Jy is 'n sielewenner, jy wil daai persoon se siel wen. Maak die deur oop, dat hy jou nie wegjaag en dat jy nooit weer by ons sal uitkom. En die Here praat met ons hierso. En dan, hy moet nie soos 'n bokser wees, soos 'n, ek het nie geskryf soos 'n bombokser, wat nou sy opponent gaan, maar hy geen verdediging in hom nie. Hy gaan net so en slaan net so rond. Een of ander tyd gaan hy self net geslaan. Ons moet luister wat die Here sê. Elke woord wat jy bring, moet deur die Heilige Gees gelei word. En ek weet, dit is miskien baie vir julle in te neem vandag. En dan nommer 5, hy moet 'n geopende oog en oor hê. As ons kyk na Josef, wat in die tronk gegooi is, wat verkoop is deur sy broers, na Egipte, toe gegaan het. En
Toe sy weer Potifar se vrou probeer verlei, maar hy kind van die Here het nie geval vir haar. Toe gaan hy trouw toe. Dit lyk of sy toekoms klaar is. Maar weet jy wat? Toe hoor hy van 2 manne, die bakker en die skrinker. En hy hoor van die 2 manne. En hy, toe hy van by hom loop, toe sien hy, maar hulle het so te neergedruk. En hy gaan na hulle toe en hy sê, wat gaan aan? Sê nee, ons 2 het 'n droom gehad. Elkeen 'n verskillende droom. En in die droom het ons na al die waarsigsters, na almal toe gegaan, niemand kon die droom nie. Maar Josef se God, wat saam met hom was, in die tronk oorals, toe hy gaan bid het, toe openbaar die Here van die droom. En hy lê die droom uit. En dit het gemaak, as jy geopende oor het, wanneer jy moet siele deel, en wanneer jy uitgaan, dan weet jy, hier kom nou wat 'n bietjie kwak gesels het, jy weet so, jy kan sommer sien, en sê oor, of jy kan sien, hierdie man of hierdie vrou het probleme, en daar kan jy deel met hulle. En die Here het hom opgelig, dat hy, wat sê hulle, prime minister was, eerste minister van Egypte. Dis die Here. Wanneer jy luister na God se stem, dis nie maklik om siele te weet. Maar die eindpunt daarvan is gehoorsaamheid aan die Here. En ons as mens moet ook daai geopende ore hê en oor, dat ons kan luister wat sê die Here. En dit was die oomblik van waarheid. As iemand hier kom en jy ken 'n persoon van geen kant af, en die Heilige Gees wys jou, dan bring jy 'n boodskap vir hulle, dat God lewe, dat hy nie dood is. En daarom sê ek, jy moet nooit betrokke raak met leerstelling van kerk nie. Hou by die punt. Die punt is om daai persoon na Jesus toe te lei. Dan kan hy self besluit wat die kerk moet doen. Dis belangrik. En Samuel 3 keer en die Here vir Samuel geroep, dat hy opstaan en gaan hy na die profeet toe verhaal. Hoeveel keer het die Here nou met ons gepraat? Nou luister ons hier. Hoeveel keer moet hy nog praat? Samuel, nadat hy geluister na die Here sê, ek dink, hy wil erken as die grootste profeet in die Bybel. Wat sy ore opgemaak het van die stem van die Here. Jy loop miskien, dan loop iemand by jou, jy groet hom, en skielik voel jy iets. 'n hart op die agteruit persoon. Ek weet nie of ek klaar gesê het, ek het eendag, ek het Anton, en dit was ook op Saterdag geword, tot aan die Sondag geweest, daar kerk, na Simas toe gegaan. En toe ek so inloop by die winkel, toe praat die Here. Toe wil ek nou dat vir daai slamsel, wat hy is, na hom toe gaan, kom sê, ek voel ek moet bid vir jou kat. Hy kom my weggejaag. Hy waar net teruggegaan kantoor toe, maar hy was nie verseen op pad. Hier opgemaak, hier toegemaak, toe losgebid. Dis die stem van die Here. Wanneer jy met mense deel, of wanneer die Here praat, miskien is dit die laaste keer wat jy persoon kan sien. Net deur om te sê, Jesus is lief
groot verskil maak. En dan sielewende moet ontferming hê vir hulle wat in nood is. En weet jy wat die nood is groot? So ons moet ook wysheid gebruik. Vir wie moet ons help, vir wie kan ons nie help? Ek kan onmoontlik vir almal help. Maar as jy nou 'n ryk is, want die Here wil jou gebruik in jou armoede, wil jou gebruik om ander te sien. Wie weet, deur goed te wees en om te gee vir mense, sal die Here vir jou ook gee. Jy weet, 'n groot fout wat ons as mense maak, is om vir mense te sê, ag nee, nie alweer, sal dit probleem. Of 'n antwoord te gee, terwyl jy oor praat. Ek het een ding geleer. Ek het gegaan vir toe iets sterk was, ek weet nie, ek nou nog sterker, maar word glad nie meer oor HIV en AIDS gepraat. Maar weet jy, die paar maal by die skrif vir 'n weekkursus, wat counselor te wees. En een ding wat ek geleer het daar, nou moet jy praat jy met die maatjie met voor kan jy sit, van ek, wat het gebeur, hoe het jy die ons het verand, en een ding, jy moet hom nooit interrupt nie. Baie kinders van die Here, dink hulle weet alles. Terwyl iemand praat, luister, maar praat hy om ons is luister. Miskien is daar iets wat die Heilige Gees op jou hart gebring, wat daai persoon tot bekering bring. Ek het so 3 weke terug 'n man hier so gehad. En die man het by gesê, hy wil sagmoord wees. En ek moes agter die kant van die Bybel kom. Wat sê die man? Wysheid gebruik. Dit was moeilik. Maar elke keer wat sê ek kom, sagmoord is nie die antwoord nie. Jesus het jou lief. Ja, maar die mense dit gedoen, sê ek van nee, Jesus het jou lief. Agterlaat ook kan hy, toe het nie meer woorde om te praat. En hy het direct gestap, sy voete gevat en gehoor. Ek weet nie waarom hy net herwaar vraag het of wat nie. Maar weet jy, die Here gee jou daai wysheid om te deel. En onthou, die persoon met wie jy deel is 'n kosbare seën. Moet jy daai persoon wegstuur sonder dat jy iets losspeel nie. Sê ek gaan vir jou bid. Ek gaan vir jou intree. Of sê nee, goed check nie van my plaas. Dis wat baie kinders van die Here doen. Die Here gaan eendag vir ons vra, wat het jy gedoen om siele na my toe te bring? En alle dinge, nie almal, en ek wil duidelik luister, nie almal met wie jy praat, sal luister. Maar gee vir hulle die woord. Dat die woord die werk doen. Al loop hy weg, of skel hy, of sê wat, skree nog achterna, Jesus is lief vir jou. Een of ander tyd sal hy tot inkeer. Dis die Here wat ek dien. Moenie gou moed opgee. Ons gee te gou moed op. Ja, jy moet al 5 keer die kom vraag. En ek weet, ek kan hom nie help nie. Maar hou aan. Jesus het nooit opgegee op ons nie. Hy kon 10.000 engele gestuur het om hulle te vernietig. Skare wat geskree het kruis op. Maar wat het hy gedoen? Hy het gehang daar aan die kruis. Hy was gewillig om die prys te betaal. En dan neem kennis van die woord. Soos daai woord wat die kindertjies sing in die Sondagsskool, lees jou Bybel wat elke dag. Dat jy nog goed.
En ek bid dat hierdie woord sal insink vanaand. Dat hierdie woord sal vasvat. En sê, Here, help my om ander te sê. As jy weet hulle gaan nie gereeld kerk toe nie, sê, kom luister 'n bietjie. Kom luister 'n bietjie na die woord. Wie weet? Miskien is dit 'n afspraak met Jesus, die koning van alle konings. Dis wat die Here wil hê, dat ons vanaand tot besluit moet neem, nie net saamlopers wees, maar wedergebore kinders van die Here. Wetende dat daar gaan swaar tye kom. Daar gaan jy sit op hierdie stoel en die Here gaan jou dra. Daar gaan moeilike tye kom. Daar gaan tye kom wat jy wensie wil opgee. Of wat jy sê, ja, Here, ek is moeg. Die Here ken jou hart. Daar gaan nou weer tye kom van verkwikking wat jou gaan optel. Nou hoor hoogtes. Het gaan voel, jy loop op die wolke. Dis die Here wat ons doen. Dis die Here wat jou losmaak vanaand. Wat jou tong wil losmaak. Weet, miskien is die eerste persoon wat jy mee deel, 'n Satanis. Dan sê jy, nee, ek gaan nie met die mense deel. Maar die Here gee jou die krag. Hy gee jou die genade. Hy vul jou met sy Gees. Waarvoor is jy bang? Dawid sê, al val daar 1000 aan my in sy 10.000 aan die regterkant. Niks sal my oorkom. Dawid se God is my God. Abraham, Isaac en Jakob se God is my God. Amen. Waarvoor is ons bekommerd? Kom ons gaan vertel vir die mense. Daar in die huis, so waar julle bly. Vertel hulle Jesus leef. As hulle vra maar, gee my net bewys dat sê, hy leef hier in my hart. Sê vir hulle, want ek het vanmorgen met hom gepraat. Hy is by my. Dis Jesus wat ons dien. Want sê, want so lief het God die wêreld gehad. Ons is deel, ons is in die wêreld. Want die wêreld is verdraai. Is vol sonde, vol dinge. Maar weet jy wat? Hierdie evangelie sal ek vashou. En dis die evangelie wat jou 'n sielewenner gemaak vir die Here. Al kry jy 'n kap in die gesig. Al voel die mense jou, al sê die mense wat. Daar jou vreesde. Wees jou op hande. Dis wat die Here wil hê. Kom vanavond, wil hy julle almal julle oë sluit. As jy vanavond sê, Here, ek wil graag nog siele in my toebring. Here, daar is my broer, daar is my suster. Maar as my familie wat hulle rug op my gedraai het. Here, ek weet nie hoe nie. Maar weet jy, die Here gaan jou die krag gee en hy gaan jou wys hoe. As mense wat op verlorense vlakte sit. Mense wat misschien vanaand beplan om selfmoord te pleeg, maar hulle sien nie uitkoms in die wêreld. Mense wat sê, Here, help my. En ek weet of die Here nie help nie. Maar weet jy, die Here help. As jy oprecht vra, as jy vra met jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele verstand, en sê, Here, wees nie vir my. Here gaan jou vry maak. Dan vanavond iemand is en sê, ek wil siele wenner maak vir Here. Ek wil siele inbring. Ek wil mense wat vastgevang is, mense wat nie weet. Mense wat nog nooit Jesus probeer het in hulle lewe. Hulle op die pad sit. Vra Here. As daar mense steek kan. Sien die hande.
Here Jesus, ek kom na U toe vanaand. Vra Here dat U my sal losmaak van die wêreldse dinge en my sal vasmaak aan U. En Here vanaand gee ek myself aan U as 'n werktuig in U hande. Dankie Jesus. Here, ek is U kind. My lippe losmaak van ander te vertel van U goedheid. Dankie Jesus. Ek prys U naam. Help my om siele te wen vir U. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Here, follow me. Follow me.
woord, Here, daai persone aan te raak. In Jesus naam. Daai persoon sal weet dat die Here hom aangeraak het op haar. Jesus. Dankie, Here. Amen. Dit is, sê baie dan, ons sien, hoor, ek hoor het baie oorskap, baie op ons. Terwyl was dit ons in die woord van, kom dit so dat my al baie op ons het nie, of ons sê net vir onsself, ons het nie tyd om nou die Here se naam groot te maak. Ons het nie nou tyd om vir te bid nie. Alles moet ons net aflaal. Dan kom ons bid ons en ons sê, Here, help my. Dis 'n berg voor my, maak my die Here oop. Hoe gaan jy voel as die Here sê, maar jy het net 'n bietjie tyd vir my? Hoe gaan jy voel? Daarom sê die woord van God vir ons moet ons alles gee. So wat bly ons? Kom op, ja. So bly ons die Here oop maak. En die God wat ons dien is die God van liefde. Kom ons aan. Dan ons ons laaste woordjie op Facebook. Die is wat praat so wat meer. Geen mens kan nie. En Vader wat ons sien is 'n
wonders. Dis die ene wat die onmoontlik kan maak, die onsigbare kan maak. Al wat ek vandag vir jou is, vertrou in al jou lewe. Plaas jou volle geloof in die onsigbare. Kom ons maak ons toe. Ek wou ons sê nie baie nog hier, hoor? Ek wou baie nog hier, elke iemand. Of vang het in die hand. Ek wou ons doen van die wat nie so goed is, wie is met hulle water, verander hulle gedagtes. En vader die wat hoor in die bos, buite kan weer. En vader, wat het dat hulle sal inkom? Wat hulle doen, dit is die ons van Here. Wees met elke van ons deur die week. En sien ook elke met die diener, opgevallen sal sien. Jy ken elke saam. Jy ken elke se behoefte. Waar jy goed verhaal, Here, voorsien dit elke ieder week. Vader, bly ons hier die week. Sien jy, hoe het ons wat gaan, ons keer ons afgemaak. Die naam van Jesus. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wil dit glo sê. Amen.